Goeiemôre Niels, dit is lekker om jou hier saam met my te hê. Ek dink ons is 'n lekker brawe stap om hierdie weer te kom doen, om 'n bietjie in studio te wees. Ja, ek sit nou dieselfde ding en dink nee, dis 'n vol sirkel om terug te kom sonder Willem hier te wees. Maar dis 'n voorreg om saam met jou dit te doen. So. Nee, ek dink hierdie jaar was taai geweest. Dit was 'n harde jaar geweest. Maar ons is hier, einde van die jaar, ons het dit gemaak. Ek dink eers wil ek maar begin om dankie te sê vir jou. Dis 'n voorreg geweest om dit saam met jou te doen. Ek dink ek wil dalk so 'n bietjie net dat ons 'n paar gesprekke eintlik maar hê en met die mense bietjie daar buite deel met ons kliënte. Net ek wil ook bietjie hoor, hoe was dit vir jou om eintlik in hierdie skoene te kan kom staan om 'n sterker rol in die RGG spasie te kom speel? Ja, dankie Henny. Ek dink weet eintlik waar jy ook nou was om dankie te sê, kan ek eintlik maar daai dankie omruil, jy weet, vir die manier hoe jy ook gestep up het in goeie Afrikaans, soos dit nou juist oor die mengels gepraat. Maar dit was regtig 'n jaar gewees wat 'n paar goed uitstaan. Ek dink een van dit wat uitstaan is die ongelooflike loyale kliënte wat ons het. Ons het 'n geweldige geseënde jaar gehad wat dit betref en dit sê iets van die verhoudings wat ons met ons kliënte het en daaroor is ek geweldig dankbaar. En dan ook van jou en die res van die RGG personeel, die manier hoe elkeen sy stukkie opgevat het wat nie verlede syne was nie, was regtig 'n besonderse ervaring geweest. Dit was verseker nie altyd maklik geweest nie en om vandag hier te sit is nie maklik nie. Maar dit is die lewe, dit is nie maklik nie. Dit is so reël soos wat dit kom. Ek dink wat hierdie jaar baie sterk na vore gekom het ook is dat die band wat tussen ons verskillende besighede ook bestaan baie sterker na vore gekom het. Die integrasie tussen wat in RGG gebeur en wat in T-Roos gebeur, was vir my regtig lekker om te sien hoe daai dinamika 'n natuurlike groei gehad het. So ja, dit maak my eintlik baie opgewonde oor waantoe ons op pad is. Ek dink as ons 1 Maart geweet het wat vir ons voorlê in hierdie jaar sou ons gesê het, ag nee, kom man, jy weet dit kan nie gebeur nie. En as ons nou terugkyk, is dit nog steeds vir my onwerklik om te sien hoe ver ons gekom het in hierdie jaar. So ja, baie opgewonde eintlik oor dit. Daar's obviously 'n klomp hartseer in dit alles. Maar ek dink net die seëninge wat 'n ou in dit alles sien, wys 'n ou maar net hoe daar 'n groter prentjie besig is om te ontvou. Ja, ek dink is die groot voorreg om Willem, die visionêre persoon wat hy was, toe julle die besigheid eintlik begin het, met hoe hierdie ding neergelê was, is dat RGG, die besigheid, is nog altyd groter as die individu. Die rede hoekom die besigheid opgesit was en dit was die groot voorreg om hierdie jaar te sien ontvou. Ek dink die prentjie wat mens gehad het van hoe die Here eintlik net oorgeneem het en ons was maar net ons was maar eintlik nou net die voertuig wat hierdie ding laat gebeur het en dit was 'n voorreg. Ek dink ek wil ook so vra, ek dink net om ons kliënte eintlik ook dalk bietjie op datum te bring. Ek dink net die ontwikkelinge wat deur die jaar dalk gebeur het. Ek dink jy praat nou van die integrasie tussen RGG en T-Roos en dalk bietjie iets deel oor dit maar net. Ja, ek dink die een ding wat hierdie jaar baie sterk uitgekom het is dat tussen ons St. Francis, ons P en dan Bloemfontein kantoor is plekke wat ons graag wil wees in. Daai ding het baie duidelik vir ons gestaan. En die St. Francis kantoor is mooi gevestig, julle is goed gevestig in P, en moes ons in Bloemfontein 'n stap vorentoe neem. So hierdie jaar met beide Herlo en Petrie wat albei meer as 10 jaar reeds by my by T-Roos is, Herlo wat klaar sy CFP toelating het, Petrie wat besig is daarmee in die proses om hulle in te skakel in die RGG omgewing en buiten dan hulle T-Roos verpligting, hulle eintlik vol finansiële adviseurs in RGG te maak, was eintlik so 'n natuurlike proses geweest. Ek dink nie ons kan dit met twee beter mense doen nie, as mense wat inkoop in RGG se waardes tot in hulle kern nie, en dit maak my opgewonde. En ek dink deur dit om ons sentrale streek kliënte beter te kan diens, en by 'n plek te kom waar ons graag wil wees en dis uitnemende diens, gaan dit 'n baie groot stap wees. Wat lekker is dat
veral Herlo baie nou verhoudings met 'n klomp van die RUG kliënte reeds het, want hy dien hulle klaar in die TRO's omgewing. So dis so 'n natuurlike stap vorentoe. Ek is baie opgewonde daaroor. Dis naby aan my. Ons is deur 'n proses om ons kantore 'n nuwe baadjie aan te trek. So ek is so 'n bietjie stof op my skoene en kontrakteer gespeel wat ek meer geniet het as wat ek seker moes. Ines, my jongste seun wat nou so argitek gekwalifiseer is, dit is sy eerste projek wat ek en hy so 'n bietjie saam gedoen het. So ons nooi ook ons kliënte uit as hulle in Bloemfontein kom om te kom kyk hoe lyk ons kantore. Sal iewers 'n bietjie 'n geleentheid skep om mense 'n bietjie te nooi en te kom wys wat ons daar reg gekry het. En dis vir my daai om iets fisies te maak van ons is hier om te bly en die kantoor floreer eintlik en dis so lekker om te sien en te beleef. So dis 'n fisiese ding en dis 'n mense ding. So ek is baie opgewonde oor waartoe ons dit volgende jaar gaan vat. Ek dink dis iets wat ons lank al werk aan, wat nou besig is om toe te maak en dit is om hierdie twee sustersmaatskappye eintlik baie nader aan mekaar te laat gaan. Elkeen het sy eie identiteit en sy eie plek in die mark, maar die samewerking tussen die twee dink ek gaan hierdie jaar na 'n volgende vlak gevat word. Ja. En dit gebeur so gemaklik eintlik ook nou net. Ek dink een ding wat ek dalk wil uitbeeld, ek dink na ons kliënte toe, na ons toekomstige kliënte toe eintlik ook nou maar net. Ek dink die een ding is ons is nie hier om in ons gemaksone te bly eintlik ook nou maar net nie, alhoewel dit 'n jaar was wat ons goed bymekaar moes getrek het. Ek dink wil jy nog 'n bietjie deel net oor wat ons gedagtes is met wat vir RUG amper in die jaar wat voorlê. Wat voorlê eintlik nou maar net. Ja. Ag ek dink dit is eintlik maar op verskillende vlakke. Ek dink dis een ding om plekke te bou en te sê hierso is 'n gebou. Die ander kant daarvan is om die mense te kry wat binne in daai goed ons kliënte te diens. Ek dink die hele beginsel van waarvoor staan ons, wat is ons beginsels en dit uit te leef deur uitnemende dienste lewer is so krities. Dit vir enige besigheid om eintlik te wil sê dat as ons hierdie jaar nie een kliënt bykry nie, maar ons diens ons bestaande kliënte op 'n vlak wat jy op geen ander plek kan kry nie, dit sal my vrede gee. Jy weet, en ek dink dit is eintlik waar ons grootste uitdaging lê. Ek dink ek het op Willem se begrafnis gesê as hy 'n bynaam sou gehad het, sou dit Stretch gewees het, en dis nie omdat hy lank is nie, maar dis omdat hy ons gestretch het. En dis presies wat jy nou sê, ons gaan nie nou in 'n gemaaksone verval en sê dis nou waar ons is nie. Ek dink RUG se betrokkenheid by Advisors for the Nations wat ons kliënte ook graag bietjie na moet gaan kyk, is 'n sprekende voorbeeld daarvan. Dit vat ons heeltemal na 'n ander plek toe. So ek dink dis waar ons fokus volgende jaar gaan lê, en ook tussen my en jou hierdie jaar was een gewees waar ons rolle ook moet herdefinieer, en stukke van wat Willem gedoen het op te tel sonder dat ons Willem is, en ek dink ons is stadig maar seker besig om in daai plek ook 'n plek te kry waar ons elkeen eintlik weet wat van ons verwag word, en ek is baie opgewonde om te sien hoe dit uitbou in die volgende jaar veral. Ja, ek dink net na almal toe eintlik. Ek dink wat ons ook baie oor gepraat het hierdie jaar is om die omgewing te wees waar geen adviseur iewers anders te wil gaan werk nie, of geen werknemer iewers anders te wil gaan werk nie. Ek dink dis die voorreg van iets wat mens kan uitbou, maar ek dink na die kliënte toe ook, dat ons ook die kliënt gaan moet weet, hy hoef nie iewers anders te wees nie, want hier is hy oor omgegee. Die groot ding wat ons doen, ons wil lewens verryk, en dit is deur hoe ons advies gee, hoe ons tyd saam met ons kliënte spandeer. Ons maak ook foute. Ek dink mens kom nie altyd by alles uit nie, maar dit is die scenario wat mens probeer regkry, is dat ek dink ons gee om vir ons kliënte, en ek dink dis ook iets waarmee ek wil dankie sê na al ons kliënte deur hierdie jaar. Ek dink dit was die grootste voorreg wat ons gehad het oor boodskappe wat ons kliënte gestuur het, van omgee, van eintlik ook maar net om vir ons amper te beklemtoon dat hulle voel gemaklik om by ons te wees, en dat hulle ook vir ons sê, julle kan hierdie doen, hulle is agter ons, julle ondersteun ons. So daarvoor wil ek vir elke kliënt dankie sê. Dis regtig dis vir my, ek dink het my baie nederig gehou toe ek deur hierdie jaar moes gesukkel het, en ek dink soos ek nou gesê het, ek sou dit nie sonder Niels
kon gedoen het, eintlik maar net nie, waar ons mekaar kon accountable hou van waantoe beweeg ons, maar ons was meeste van die tyd eintlik stom geslaan, net deur die liefde omgee, net van almal af, eintlik ook maar net, en ek dink dis is eintlik maar waaroor ons hierdie boodskap, ons wil bietjie ons kliënte inlig en ons wil kyk waantoe ons volgende jaar beweeg. Ek dink ons wil die belofte maak dat ons dinge nog beter gaan maak. Ons gaan seker maak ons bly professioneel op hoogte van alles en eintlik nie net op hoogte nie, ons wil voor die tendense wees met alles wat ons doen, maar ons wil ook dieper gaan met ons kliënteverhoudings, dat ons kan seker maak dat ons altyd die beste omgee gee vir elke kliënt en die elkeen moet waardeer voel eintlik ook nou maar net. So dankie vir elkeen. Is 'n voorreg gewees. Dankie dat julle ons vertrou in dit wat ons doen eintlik ook nou maar net en dit is 'n absolute voorreg met elke gesprek wat ons het om advies te kan bedien en te help om lewens te verryk eintlik ook nou maar net. Elkeen moet 'n geseënde Kersfees hê. Ons sien uit na die aftyd eintlik nou maar net. Dit was 'n harde jaar. So dis vir my 'n lekker tyd om saam met familie te gaan spandeer. Elkeen daar buite, asseblief geniet julle Kerstyd saam met familie, waardeer jou familie. En ek kom volgende jaar terug en ons kom vol energie en ons pak alles weer aan. So ja, dankie Niels. Ek dink dis 'n voorreg, lekker jaar. Ja, dankie.